Graad 12, welkom terug by vraag 5. Vraag 5 gaan oor werk, arbeid en energie. Ons kyk na fisiese wetenskap vraestel 1 van Mei-Junie 2024. Die formules wat gaan gebruik word binne in vraag 5 word gevind in die formuleblad onder werk, arbeid, energie en drywing. Hierdie formules wat jy in hierdie gedeelte van die formuleblad kry, is jou energiebeginselsformules. Vraag 5. 'n Krat met 'n massa van 18 kg, aanvanklik in rus, bo by punt A, so hy is in rus, so dit beteken hy het sy snelheid, sy beginsnelheid is 0 meter per sekonde, gly teen 'n wrywinglose helling af. Dit beteken die helling van A na B het geen wrywing nie. Van A na B, die krat beweeg dan oor 'n ruwe horisontale oppervlak vanaf B na C. So as jy van 'n B na C beweeg, daar het ons 'n ruwe. En soos ons al reeds voorheen verwys het, die ruwe word jy verwys dat daar wrywing sal wees. Punt A is 3 meter bo kan die horisontale vlak en hier is ons diagram. So binne die diagram wys ons dat vanaf die oppervlak tot bo is 3 meter en van A tot B is geen wrywing nie, so daar is geen wrywingskrag nie, so is wrywingloos. Dan van B na C ondervind ons weer wrywing. Die vragies 5.1 stel die beginsel van die behoud van meganiese energie. Hierdie definisie sal jy weer in die eksamenriglyne kry. 5.2 deur slegs energiebeginsels te gebruik. Maak 'n nota, hierdie hoofletters woorde of swart gedruk verwys na die energiebeginsels wat slegs, jy mag nie bewegingsvergelykings of Newton mag jy nie gebruik binne hierdie gedeelte, jy moet net die energiebeginselsformules gebruik. En lê klem daarop, jy sal gepenaliseer word of jy sal geen punte ontvang as jy ander formules gebruik as energiebeginsels nie. Jy moet die spoed bereken wat die krat by punt B het. 'n Konstante wrywingskrag van 40,6 Newton werk op die krag in, soos dit van B na C beweeg. Ons het klaar gesien, daar is wrywing van B na C, en die krat kom tot by rus, of tot rus by punt C. As dit tot rus kom by punt C, dan vind ons uit dat dit 'n finale snelheid van 0 meter per sekonde sal wees. 5.3 stel die arbeid-energiestelling in woorde, 'n definisie ook op die eksamenriglyne sal gevind word. 5.4 deur slegs weer eens energiebeginsels te gebruik, bereken die afstand wat die krat by B na C toe beweeg. 5.5 die hoogte van die baan word nou verlaag sodat A by die vertikale hoogte kleiner as 3 meter. Dit beteken ons maak nou 'n kleiner hoogte. So dit beteken die baan het verklein. Dieselfde krat word nou weer vanaf A losgelaat. Hoe sal die afstand wat die krat nou oor die horisontale oppervlak beweeg voordat dit tot stilstand kom vergelyk met die antwoord in 5.4? Bereken, skryf slegs groter as, kleiner as of gelyk aan en verduidelik jou antwoord. 'n Nota vir energiebeginsels. Energiebeginsels verwys altyd na meganiese energie. Of dit verwys na W net. Of dit verwys na W nie konservatief formule wat kan gebruik word. So graad 12 maak 'n nota dat wanneer jy energiebeginsels gesê word om te gebruik, jy moet dan meganiese energie bo as gelyk aan meganiese energie onder, of die W net is gelyk aan verander in EK of W nie konservatief formule gebruik om die antwoorde uit te werk. Op hierdie oomblik kan jy die video stop en die vrae uitwerk en dan kan jy dit voortgaan om die vrae te merk en die antwoorde te sien. Kom ons beweeg na die antwoorde. 5.1 Stel die beginsel van die behoud van meganiese energie in woorde. So hierdie is 'n definisie wat op die eksamenriglyn gekry word. Die totale meganiese energie, of jy kan skryf die som van die gravitasionele potentiële energie en die kinetiese energie, of die som van EP en EK
in 'n geïsoleerde stelsel bly konstant of behoue. Jy kan dan ook die alternatief, indien die som van die nie-konservatiewe kragte 0 is, sal die totale meganiese energie of die som van die gravitasionele potensiële energie en kinetiese energie of die som van EP en EK behoue bly of konstant. So jy sien dat daar alternatiewe maniere is om hierdie definisie te gee. Dit is 'n baie kort definisie en jy kan 2 punte ontvang. Weereens, 'n nasienkriteria. As enige van die onderstreepte gedeelte uitgelaat word, dan sal hulle 'n punt aftrek en jy sal 'n punt verloor. 5.2 Deur slegs energie beginsels te gebruik, bereken die spoed wat die krat by punt B is. So van punt A na punt B. So ons sien dat daar geen wrywing is nie. Omdat daar geen wrywing is nie, is dit 'n indikasie dat ons kan meganiese energie gebruik. En vir meganiese energie, die eerste opsie, jy moet altyd weet, wanneer hulle sê energiebeginsels en daar is geen wrywing nie, dan gebruik ons meganiese energie bo en meganiese energie onder. Vir die formule, wanneer jy die formulepunt ontvang, moet jy weer eens eers vir ons substitusie toon. Substitusie moet getoon word voor jy die formulepunt ontvang. So dit is meganiese energie bo, dit is meganiese energie bo, is gelyk aan meganiese energie onder. Of jy kan sê EM by A is gelyk aan EM by B. Nou meganiese energie, weer eens graad 12, is die som van die kinetiese energie of potensiële energie plus die kinetiese energie. So daardie twee energieë bymekaar geplus gee vir ons meganiese energie. En dan as jy verder opgebreek word, potensiële energie is die massa maal met die gravitasionele versnelling maal met die hoogte. Plus kinetiese energie is die helfte maal met die massa maal met snelheid tot die tweede mag. As ons die massa van die blok instel, is 18 kg. En as die gravitasionele potensiële versnelling ingestel word, is 9,8 en die hoogte wat A is 3. Die rede hoekom ons 0 instel vir die kinetiese energie, omdat dit was in rus gewees. In rus het ons sê dat die beginsnelheid 0 meter per sekonde is. En wanneer ons 0 instel, enige iets maal 0 gee weer vir ons 0. En dit is hoekom die kinetiese energie 0 is. Dan, wanneer punt B bereik word, by punt B is die hoogte weer 0. So by punt B, as ons die potensiële energie by punt B uitwerk, die massa is 18, 9,8 maal met 0. En dit sal weer vir ons 0 gee. Dit is waarvanaf die 0 kom by B. Die helfte maal met die massa van 18 en die snelheid is onbekend. Ons kry dan 'n snelheid by B van 7,67 meter per sekonde wat ons spoed is. Die spoed wat ons bereken het. So weer eens, jy kan 1 punt ontvang vir die formule as daar substitusie getoon word, graad 12. Daar is 'n alternatiewe opsie. Opsie 2 is wanneer ons ook energiebeginsels gebruik, weer nie konservatief. En weer nie konservatief kan ons sien dat ons ook die volgende formule het. Weer nie konservatief is dieselfde formule as ons meganiese energie formule. Jy breek jou formule op en ons sien dat ons weer verandering in kinetiese energie minus die verandering in potensiële energie het. En wanneer ons hom uitwerk, dan sien ons dat ons het 0 vir die begin en ons vul die ander res in, ons kry dieselfde antwoord van 7,67. Dan is opsie 3. Opsie 3 wat ook kan gedoen word is weer net is gelyk aan verandering in kinetiese energie. Omdat ons mos reeds gesê het dat weer net is gelyk aan hierdie een is die potensiële energie wat inwerk, daai gedeelte daarbo, en dit is die gravitasiele krag wat op hom inwerk. As jy 'n vryliggaam diagram trek, die enigste krag daar is Fg. So die werk wat gedoen word deur Fg. So die krag is 18
kilogram maal met 9,8 maal met die verplasing wat vir ons die hoogte is 3 en die hoek wat gemaak word is 0. Dan kan ons sien dat ons die helfte van 18, ons die finale snelheid by B minus 0 gee vir ons ook 7,67 meter per sekonde. So dit is opsie 3. Hierdie formules EM bo sal ek aan EM onder, weer nie konservatief en weer net, dit is ons energiebeginsels wat ons moet gebruik om ons spoed uit te werk by B. 5.3 'n konstante wrywingskrag van 40,6 Newton werk op die krat in, soos by punt B tot C, beweeg, die krat kom nou tot rus by punt C. 5.3 Stel die arbeid-energiestelling in woorde. Hierdie is ook 'n definisie op die eksamenriglyn. Die netto totale arbeid wat op 'n voorwerp verrig is gelyk aan die verandering in die voorwerp se kinetiese energie. Jy mag geen van hierdie onderstreepte frases uitlaat nie. Die arbeid verrig op 'n voorwerp deur 'n resulterende nettokrag is gelyk aan die verandering in die voorwerp se kinetiese energie. So jy ontvang 2 punte vir hierdie definisie. Ons plaas weer die skets, 5.4, daar wil jy weer gesê, deur slegs energiebeginsels te gebruik, bereken die afstand wat die krat van B tot by C beweeg. So ons het reeds die snelheid by B bereken, en die snelheid by B wat ons gekry het, was vir ons gegee, en daardie snelheid wat ons by uitgewerk het, was 7,67, so die snelheid is 7,67 meter per sekonde, en ons weet, ons gaan tot stilstand kom, of tot rus kom by punt C, en ons die finale snelheid by punt C, sal ons dan 0 meter per sekonde het. So ons het 'n beginsnelheid van B, en ons die finale snelheid, en hulle vra vir ons om die afstand te bereken tussen die twee, wat vir ons verandering x is. Ons gebruik dan ons weet net is gelyk aan EK, die krag wat op hom inwerk is wrywingskrag, en wrywingskrag word gegee as 40,6, die verplasing is onbekend, en omdat, volgens die vryliggaamdiagram, is die wrywingskrag in die teenoorgestelde rigting van beweging. Die bewegingsrigting verandering in x is na regs, en ons krag is na links, en die hoek wat gemaak word tussen die krag en die bewegingsrigting is 180 grade, en daardie hoek is dan minus 1. Cos 180 is minus 1. Ons het die helfte maal met die massa, maal met die finale snelheid, wat tot by C is 0, en die beginsnelheid is 7,67 tot die tweede mag, en ons kry 'n verplasing van 13,04 meter. Graad 12, baie belangrik, moet nie vergeet om die tweede mag in te stel nie, omdat die formule vir kinetiese energie, so EK se formule is 'n halwe massa snelheid tot die tweede mag. Baie graad 12 vergeet die eksponent 2, en dan kry hulle verkeerde antwoorde. So let op by daardie punt, graad 12. Dan 'n alternatiewe opsie is weer nie konservatief, weer eens die enigste krag wat werk verrig is wrywingskrag, dan het ons die potensiële energie plus die kinetiese energie. Ons stel dit als in, daar is geen potensiële energie nie, so potensiële energie is 0, en dit raak dieselfde formule 13,04. So jy kan nog steeds weer nie konservatief gebruik, omdat dit ook energiebeginsels is. Ons beweeg na 5.5. 5.5 is dit die hoogte van die baan word nou verlaag, sodat A by die vertikale hoogte kleiner as 3 meter is. Dieselfde krat word nou weer vanaf punt A losgelaat. Hoe sal die afstand wat die krat nou oor die horisontale oppervlak beweeg, voordat dit tot stilstand kom vergelyk met die antwoord op 5.4?
By 5.4 was ons antwoord gewees, daar sal 13,04 meter, so die antwoord by 5.4 was 13,04 meter, ons verandering in X. Hoe sal dit vergelyk? Groter as, kleiner as of gelyk aan? Dit sal kleiner as wees. Die totale meganiese energie, of die potentiële energie by A, het verminder. En wanneer ons potentiële energie verminder meganiese energie. En as meganiese energie verminder ons snelheid by B. En wanneer snelheid by B verminder, dan verminder ons kinetiese energie. En dis sal ons dan kleiner tot by rus kom by C. So graad 12, dit is die einde van vraag 5, 5.5. Maak seker dat jy verstaan wat elke vraag beteken en dat jy weet wanneer daar gesê word, jy moet energiebeginsels gebruik, jy slegs energiebeginsels gebruik. Ons dan die einde gekom van vraag 5. Dankie graad 12.